wanneer jy 3 terme moet faktoriseer, is daar hoofsaaklik 2 verskillende maniere om daarna te kyk. Daar is variasies, maar ons gaan nou spesifiek net fokus op een van die 2 tegnieke. Die een tegniek sal nodig wees wanneer jy byvoorbeeld iets het soos hierdie, x² minus 4x minus 5. Sê nou maar jy word so 3 term gegee. Wat belangrik is om raak te sien, is dat die koëffisiënt van die kwadratiese term, met ander woorde die getal wat voor die x² staan, daardie getal is 1. Dan werk jy net met die faktore van die getal op die einde, om dan nou daardie middelste getal te kry. Maar nou kan dit ook gebeur, dat jou 3 term se koëffisiënt van die kwadratiese term nie 1 is nie. Iets soos byvoorbeeld 6x² plus 8x minus 8. Sê nou maar jy word so 3 term gegee. Dan is die getal wat vooraan staan nie meer 1 nie. En nou moet jy iets anders met hom kan doen. Nou baie keer kan dit gebeur dat jy gemeenskaplike faktor kan uithaal om die term vooraan 1 te kry. Dis tipies wat jy doen met 3 terme in graad 9. Maar wanneer jy graad 10 faktorisering doen, dan gaan dit nie altyd moontlik wees nie. Dan gaan jy vind dat daardie getal nie altyd 1 is nie. En jy moet 'n tegniek gebruik om dan dit te faktoriseer deur die eerste getal en die laaste getal se faktore in gedagte te hou om die middelste term te kry. En dit is presies wat jy moet doen met hierdie vraag. Jy moet mooi kyk, wat is dit wat vir jou gegee word? Jy moet mooi dink in terme van wat kan jy alles doen om die faktorisering vir jouself makliker te maak, maar op die einde van die dag met hierdie vraag gaan jy maar nog steeds moet werk met 'n tegniek soos daardie.